Nou wil ek al my hoorders skok om te wys hoe naby dit aan ons gekom het. Hoe naby dit is. Mense en instansies wat ons vertrou, wat ons moet begin wantrou. En ek doen dit met iets wat ons almal ken. En dis die Bybel. Maar ons het 2 Bybels in die Afrikaanse taal. Ons het die ou vertaling en 'n nuwe vertaling. Die nuwe vertaling het in 1984 uitgekom. En baie mense het gevra, maar hoekom 'n nuwe vertaling? Ons het mos 'n ou en hy's Afrikaans, ons verstaan Afrikaans, maar daar is toe 'n nuwe ene. Nou, ek gaan net 2 voorbeelde gebruik van daai vertaling vanoggend en dan kyk julle of julle saam met my daai wolf kan identifiseer. Ons begin by Matteus 9 vers 13. Nou die ou vertaling sê, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Ken almal die vers. Wat sê Yeshua? Hy sê ek soek nie julle werke nie. Ek soek julle barmhartigheid. Barmhartigheid beteken om te gee vir iemand anderster. Om te gee, ek is barmhartig. Ek soek nie julle offeranders nie. Want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Maar wat sê die nuwe vertaling? Hy sê, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Klink dit anders? Klink dieselfde, maar daar kort iets. Daar's iets weggelaat. Ek dink hulle ink het klaar geraak. Die ou vertaling sê, maar ek het gekom om sondaars te roep tot bekering. En toe hulle die Bybel hervertaal, toe is dit weg. Nou sê hy nie, ek het sondaars geroep tot bekering nie. Hy sê net, ek het sondaars geroep. Is daar 'n verskil? Is daar 'n verskil tussen 'n sondaar wat hom bekeer en 'n sondaar wat hom nie bekeer nie? 'n Sondaar wat hom bekeer, sal die weg na die koninkryk van lig toe vind. 'n Sondaar wat hom nie bekeer nie, sal in die duisternis bly. Hoekom het hulle hom so vertaal? Dit maak my verdag. Ek wonder, het hulle 'n bybedoeling gehad? Het die koning van duisternis 'n invloed gehad met die vertaling van daai boek? Het dit so naby aan ons gekom dat ek nie eens my Bybel kan vertrou nie? Volgende voorbeeld, Markus 2 vers 17. Dit sê eintlik maar dieselfde, maar presies dieselfde ding het daar gebeur. En toe Yeshua dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dis 'n ander evangelie, presies dieselfde woorde, selfde vertaal. Die tot bekering is uitgehaal. En ek vra, hoekom? Is daar 'n doel gewees daarmee? Is bekering belangrik? Kom ons kyk wat sê Handelinge 2 vers 37. Hy sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Dis die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Petrus verkondig die weg na die lig toe. Hierdie mense hoor, hulle bekommer hulle self. Hulle sê, wat moet ons doen? Vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua, die Messias, tot vergifnis van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Wat het hy gesê? Hulle vra, wat moet ons doen om na die koninkryk van lig toe te gaan? Hy sê, bekeer julle. Jy moet jou bekeer. Jy moet ophou met jou verkeerde weë. Jy moet uit die duisternis uitkom. Jy moet ophou om die dade te doen van duisternis. Jy moet jou bekeer. En dan word die Bybel vertaal en dit word uitgehaal. En dan dink ek, wie het daai vertaling gedoen? Wie het 'n aandeel daar gehad? En hoe bekend is daai vertaling onder die Afrikaanse mense? Baie. Aanvaar. Maar dan so 'n bietjie uitgehaal van die weg na saligheid. Handelinge 3 vers 19 sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word. Kan sien, dis 'n voorwaarde. Bekeer jou, sodat jou sondes uitgewis kan word. Hy het nie gekom om sondaars te roep nie. Hy het gekom om sondaars te roep tot bekering. My doel is nie hier om 'n vertaling af te kraak nie. My doel is hier om ons bewus te maak van alles is nie pleisie. My doel is om ons bewus te maak van daar is 'n koning van duisternis wat ons sis om te slaap. Laat ons nie met wakker word en sien nie. Want as ons sien, gaan ons na die lig toe gaan. En hy wil ons nie in die lig hê nie. Want as ons in die lig is ons uit die duisternis. En hy is die koning van duisternis. Hy het 'n koninkryk. Wanneer die koning van lig op die wolke kom, binnekort,
gaan die koning van duisternis hom weerstaan. Die skrif sê dit, dieselfde boek wat ons nie lees nie, sê dit. En die koning van duisternis weet, ek moet my burgers hou, want as hulle oorloop, loop hulle na die ander koning toe en hy is my vyand. So solank as ek hulle hier in 'n beswyming kan hou, dat hulle niks weet nie, is hulle aan my kant. Hulle dink hulle dien hulle God, maar hulle dien my. So hou hulle net aan die slaap. En dis wat ek vanoggend sê, ons moet wakker word. Ons moet uit dit uitkom en sien maar ons leef in duisternis. Ons kan nie in die lig ingaan.